Goeiedag en 'n hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om weer saam met jou te kuier. 'n Vriendin sê nou die dag vir my, jy weet, ek is eintlik al so moeg koffie gedrink, want sy het op 'n stadium die hele podcast het sy so gaan luister, so een na die ander episode, en elke keer dan sê ek, gaan maak 'n koppie koffie en sit agteroor. En so ek wil vir jou sê, soos ouer gewoonte, gaan maak jou koppie koffie, maar gemaak net een koppie koffie en dan sit jy en jy ontspan en jy luister waar ons vandag 'n bietjie gaan stil staan by die dinge in die verlede waaraan ons so vashou, so onnodig, en ons is besig om eintlik ons tyd en ons energie te mors, en ons gee God nie die kans om net te sê, kom ek het reeds dinge nie gemaak, maar kom ons groei nou daarin. Kom dat ek jou leer, kom dat ek jou wys en groei. Ons dink baie keer die verlede is wie ons is, dit is nie wie ons is nie, dit is die foute wat ons gemaak het, of die oorwinnings wat ons behaal het, maar dit is nie wie jy is nie. Jy is nie die foute wat jy gemaak het nie, jy is nie die omstandighede wat met jou gebeur het nie, jy is wie God sê jy is. En ons kan uit die verlede uithaal dit wat goed is, en dit toepas, en ons kan in die verlede los, wat nie meer deel van ons is nie. Maak klaar met die verlede. Sorg dat die Here jou kom losmaak, vrymaak, vergewe wie jy moet vergewe, vra vergifnis wat jy weet waar jy vergifnis moet kry, waarvoor jy vergifnis moet kry, en beweeg aan in oorwinning. En weet dat jy nie hierna luister net omdat jy hierna luister nie. Jy het 'n geleentheid om net vorentoe te stap en in oorwinning te stap. En dit is lekker om dan weer net vir Anita die geleentheid te gee om dit wat die Here op haar hart gelê het met ons te kom deel. En maak dit ook jou deel. Want jy hoor dit vandag, omdat jy dit moet hoor. En deel dit met diegene wat jy weet, het hierdie boodskap van die Here afnodig vandag. Wees geseënd en ons gesels gou weer. Mooi bly en vrede. Hallo al julle oulike mense, al die ouwerkammers op my groep, dis Anita Ouwerkammer hier. So lekker om weer saam met julle te kuier en natuurlik as jy my stem hoor en jy weet hier begin 'n recording, nou weet jy ek het iets op die hart wat die Here nou weer met my wil deurtrap, altyd heel eerste met myself en dit gaan altyd daaroor om iets te oorwin. Dis hoekom hy sê ons, we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. So, ek het net so ietsie om met julle te deel wat die Here vandag, eintlik 2 dae terug al met my begin deel het oor. En dit was, ek het 'n verslag gelees van 'n kliënt wat teruggekom het van 'n beradingssessie af. En dis 'n interessante ding wat die beraader vasgevang het was in die kliënt se onderbewussyn het die kliënt iets wat ons sal noem 'n mental memorial. So wat eintlik bedoel is, dit beteken die kliënt kry nie klaar met dit wat verby is nie. So dit is amper soos 'n grafsteen wat opgerig is in jou herinneringe van 'n gebeurtenis. Dit kan 'n persoon wees, dit kan enige iets wees, maar dit is 'n gebeurtenis waarvan jy nie kan wegkom nie, en jy het eintlik 'n grafsteen opgerig, en ek wil in gewone Afrikaans wil ek sê, jy besoek daai graf elke dag, en elke dag spandeer jy tyd, en jy sit blommetjies op, en jy huil by die graf, en hierdie is glad nie teenoor mense wat mense aan die dood afgestaan het nie, dit gaan oor, ek het alle respek vir mense wat treur, hierdie het niks daarmee te doen nie. Dit kan wel, as jy nie klaarmaak met verdriet nie, kan hierdie ook 'n boodskap wees vir jou, maar hoeveel gebeurtenisse in ons lewens het so 'n impak op ons, dat ons jare later
nie eers besef, jy besoek nog steeds daai memorial, jy het nog steeds 'n mental memorial, en kom ek noem 'n voorbeeld, sê nou maar jy was in 'n verhouding gewees, of selfs in 'n huwelik, en die persoon het jou verskriklik seer gemaak, en julle is nou al lankal nie meer by mekaar nie, maar jy kan net nie aangaan met jou lewe nie. En ek praat nie eers van soul ties wat nie gesny is nie, dit het seker dalk daarmee te doen, maar jy kan nie oor die onreg kom nie. Sê nou maar iemand het jou besteel, iemand het 'n slegte transaksie met jou gehad, iemand jy is verkrag. Man, noem dit op. Ons het baie keer 'n mental memorial wat ons bou, en ons gaan terug en gaan besoek daai ding. So kan dit wees, goeie goed. Dit kan wees die jare toe jy baie geld gehad het, toe jy ryk was, toe jy alles gehad het, toe jy geliefdes gehad het, iemand wat nog gelewe het, wat jy heeltyd terugdink. Ons dink aan die goeie tye, jy weet, ons hoor mos daai ding, those were the days. Nou kyk ons terug, gaan ons terug in die ou memories, en ons kyk die, hoe goed dit daai tyd was, hoe minder boos dit was, hoe, jy weet, ons besoek die verlede, dis waaroor ek praat, besoek die verlede in 'n gedagte. En die Here begin met my praat oor Psalm 27 vers 13, is altyd vir my so 'n ding wat ek baie keer hanteer wanneer ek mense in berading is. Ons sal net die goedheid van die Here sien in die land van die lewendes. Die lewendes is vandag. Ons praat nie eers oor môre nie. Net God is by môre. Maar God is nie by gister nie. Ons sal die goedheid van die Here net kan sien in die land van die lewendes. So wanneer ek en jy bly terughardloop, teruggaan, jy gaan stalk hierdie ou se Facebook page, jy gaan terug en lees sy boodskappe, of jy hou nog kontak met hom en hy het nog steeds 'n invloed op jou, en jy dink nog oor hoe dit was en hoe dit kon wees, en jy huil oor dit wat nie kon gewees het nie, en jy het dalk verskriklik armoede beleef, of bankrotskap, of iets, en jy dink aan hoe sleg dit was, en hoeveel, ek wil amper sê, hoe min jy gehad het, en dit sonder dat jy besef het, dit 'n fear of lack by jou gemaak, en nou maak jy by mekaar, want jy besoek elke dag daai memorial van hoe sleg dit was toe jy min gehad het, hoe sleg dit was dat jy alles van jou weggevat het, hoe sleg dit was toe jy arm was, en jy maak by mekaar, jy maak aardse goed by mekaar. Ek kyk nou na wat hulle sê, ons het soveel anxiety is a result of fear. As daar angs is dit 'n seker teken dat daar vrees is. As daar vrees is dit 'n seker teken dat daar 'n gebrek aan geloof is. As daar 'n gebrek aan geloof is, beteken dit daar's 'n gebrek aan beheer. En ons voel uit beheer uit en ons wil dit kontrol. En al hoe jy dit kontrol is om terug te gaan en seker te maak, jy kry nie weer wat jy daai tyd gehad het nie. Dit kan so baie goed gebeur. Ons kan aardse besittings by mekaar maak. Ek lees in hierdie week van 'n vroutjie wat baie arm groot geword het en by mekaar maak, haar man moet net perform en elke keer het sy al hoe meer aardse besittings en meubels en matte en skilderye en goed wat sy by mekaar maak, en elke keer moet hy 'n groter huis huur en hy moet net werk om dit te kan onderhou, en hoe dit sy elke keer sonder dat sy weet, terwyl sy al hierdie goed so by mekaar maak, besoek sy eintlik die memorial van die lack, die gebrek wat sy gehad het, en dit is hoekom sy, nou kyk ons na Lot se vrou, en Lot het na die Engelse stem geluister, sy vrou het nie, maar weet jy wat het sy vrou gedoen? Sy het nog vir oulaas omgekyk, en toe verander sy in 'n soutpilaar. Nou wat kan jy met 'n soutpilaar doen? En die Here begin met my praat, hoeveel goed van in ons lewens werk nie uit nie.
ons kom net nie verder in ons lewe nie. Ons bereik nie sukses nie, ons raak nie gevestig nie, ons gaan net nie vorentoe nie, want ek meen, hoe kom jy by 'n soutpilaar? Hoe beweeg jy 'n soutpilaar? Daar's mos nie 'n manier dat jy 'n soutpilaar iets mee kan doen nie. Dis amper weer op sy eie 'n memorial. 'n Sout memorial van ongehoorsaamheid. Van God is nie in die verlede nie. Ek kyk byvoorbeeld Lukas 9 vers 60 waar Jesus sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En dit klink baie sleg, maar dit was Jesus wat gesê het, om agter my aan te kom is jou hoogste prioriteit. En dan dink ek weer aan die Jesus wat gesê het, dit is baie moeilik vir 'n ryk man om deur die oog van 'n naal te gaan. En ons wat so baie goed by mekaar maak, aardse besittings en ek sit nou en dink aan middeljare, jy weet, baie mense is in hulle middeljare, en dan ek het 2 jaar terug 2/3 van my goed verkoop, en nou sê ek nie, jy moet nou jou goed gaan verkoop nie, maar jy moet self by die Here hoor, wat is die memorials in jou lewe? Dit is vir my op hierdie stadium in my lewe baie lekker om min te hê, om eenvoudig te lewe. Wat is dit, wil die Here, ek luister vandag na 'n vroukie wat sê, sy het soveel antieke meubels, en sy wil dit nie laat gaan nie. En in my hart voel dit vir my, ek wil vir haar sê, let it go, girl, let it go. Jy is al oor die 60, let it go. Sy moes 'n gastehuis oppak. Sy moes klaarmaak met sekere goed in haar lewe. Daai seisoen is verby. Ons hou baie keer so aan seisoene vas wat verby is. Ons wil nie, ons is sentimenteel, ons laat goed, ons gaar op en ons het boeke met kaartjies en ons leef nie vry nie, want daai goed vat ons altyd terug in 'n memory en van hoe dit was en mense wat in ons lewens was, wat ons teleurgestel het, wat nie meer daar is nie. Ag, daar's net soveel voorbeelde wat ek vir jou kan noem. Kyk ons om. Jy's gered. Jy is wedergebore, maar ons bly omkyk na die traumas, die onreg in ons lewens, die pyn, die verlies, die verdriet. Selfs ons siekte, wat as gevolg van traumas ontwikkel het, kan ons baie keer 'n memorial bybou en ons kom net nie verby hierdie siekte nie, want ons hou die memory in stand van die persoon wat aan ons gedoen is van kleintyd af. Elke dag doen ons 'n grafbesoek. Ek rukkie terug help ek 'n vroutjie wat sy bel my, sy staan op 'n brug en sy wil selfmoord pleeg. En sy kom by my en sy sê vir my, sy kom nie oor haar pa se dood nie. En sy sit elke dag in haar lunchtyd, sit sy by haar pa se graf. En dis maar net 'n praktiese voorbeeld om te noem hoe dat ons so baie keer by die gisters vashak. God is nie by gister nie. Die woord sê, ons sal die Here sien in die land van die lewendes, dis waar ek en jy is. En baie keer moet 'n mens vir iemand vra, soek jy, as ons teruggaan in herinneringe en heeltyd praat oor die sleg, soek ons simpatie of soek ons solutions? Want solutions is in die hede, simpatie is altyd met dit wat gebeur het. Ons wil almal altyd hoër in 'n boom klim, maar dit is onmoontlik om hoër in 'n boom te klim as jy nie die onderste tak laat los nie. En ons wil baie keer so baie goed saamsleep, pak op die onderste tak. Ons besoek gereeld die memorial van siekte, verlies, dood, armoede, verraad, mishandeling. Ons besoek die memorial van oorvloed, toe dit nog met ons goed gegaan het. En dis dalk die ding wat ons terughou. Dis dalk die soutpilaar in ons lewe. Daai memory van jou is 'n soutpilaar in jou lewe. God kan niks met dit doen nie, en jy kan ook nie vorentoe gaan nie. Ja, dit is belangrik dat ek en jy moet laat los. Dis eintlik wat ek wil sê. Ek meen, ons het
As ons die goedheid van die Here wil sien, gaan ons dit sien in die land van die lewendes, en dis in die hede. So ek en jy moet laat gaan van die seer, ons moet laat gaan van die persone wat ons so seer gemaak het. Ons moet begin lewe, ons moet goed verkoop, ons moet klaarmaak met ou seisoene, ons moet uitsien na nuwe seisoene, ons moet ons oor rig na God toe wat in die hede is en sê, Here, wat het U vir my vandag instoor? Ek maak klaar met die gisters in my lewe. En ja, soos ek sê, alle simpatie met mense wat iemand aan die dood afgestaan het en ek is glad nie onsympatiek oor dit nie. Ja, die woord sê daar's 'n tyd om te treur. So mag ons regtig die grafstene van die verlede in ons gedagtes, mag ons daai begraafplaas toemaak en sê, soos hierdie vroutjie, daai dag het sy opgehou om die graf van haar pa te besoek. Kom ek en jy loop saam met God in die land van die lewendes. Ons maak die begraafplase toe. Ons besoek dit vir die laaste keer. Neem afskeid en stap vorentoe soos Lot. Lot het gesê, die engel het gepraat, God het gesê, ek beweeg. So kom ek en jy beweeg in die rigting van 'n nuwe seisoen, in die hede, daar waar God is, in die land van die lewendes. Ek hoop hierdie boodskap beteken vir jou iets. Groete van my kant af. Totsiens.